In Markus 10 vers 15 sê Jesus: Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie ontvang soos 'n kindjie nie, sal daar nooit ingaan. Daar is iets diep kragtig in hierdie oomblik waar Jesus oor kinders praat. Net voor hierdie vers het mense kleinkinders na hom gebring, maar die disippels het probeer om hom te keer. Miskien het hulle gedink Jesus het belangriker sake om te hanteer. Maar Jesus reageer sterk. Hy verwelkom die kinders en gebruik hulle as 'n lewende voorbeeld van wat dit beteken om aan die koninkryk van God te behoort. Hierdie vers gaan nie regtig net oor kinders nie. Dit gaan oor hoe ons God ontvang. Wanneer Jesus sê ons moet die koninkryk soos 'n kindjie ontvang, vra hy nie dat ons kinderagtig moet wees, maar om kinderlik te wees. Daar is 'n verskil. Kinderagtigheid is onvolwassenheid, selfsug en 'n gebrek aan verantwoordelikheid. Maar kinderlikheid is iets pragtig. Dit is vertroue, nederigheid, openheid en afhanklikheid. Dink aan 'n jong kind. 'n Kind vertrou volkome. Wanneer 'n pa sê, ek het jou, bevraagteken die kind nie of hy sterk genoeg is nie. Die kind glo eenvoudig. Dit is die soort geloof waarvan Jesus praat. Baie van ons sukkel. As volwassenes is ons geneig om geloof te kompliseer. Ons wil verduidelikings, bewyse en beheer hê. Ons wil alles verstaan voordat ons verbind. Maar Jesus sê, die koninkryk van God is nie iets wat jy deur begrip verdien. Dit is iets wat jy deur vertroue ontvang. 'n Kind verdien nie liefde nie. 'n Kind ontvang dit. En dit is die hart van die evangelie. Ons kan nie ons pad na God se koninkryk verdien deur goeie werke, prestasies of status nie. Ons betree dit deur dit as 'n geskenk te ontvang, met oop hande en 'n nederige hart, net soos 'n kind. Daar is ook iets aan afhanklikheid. Kinders weet hulle kan nie op hulle eie oorleef. Hulle vertrou op hulle ouers vir alles, vir kos, vir beskerming, vir leiding. Op dieselfde manier roep Jesus ons om ons afhanklikheid van God te erken. Maar trots staan dikwels in die pad. As volwassenes wil ons self onderhoudend wees. Ons wil beheer hê. Ons sê, ek het dit. Tog word die koninkryk van God betree deur die wat sê, Here, ek het U nodig. Dit is hoekom hierdie vers ongemaklik kan wees. Dit daag ons onafhanklikheid uit. Dit konfronteer ons trots. Dit herinner ons daaraan dat ons nie so sterk of selfonderhoudend is as wat ons dink. Nog 'n pragtige eienskap van kinders is hulle openheid. Hulle word nie deur die lewe verraad nie. Hulle is nie sinies nie. Hulle is bereid om te glo, te hoop, te vertrou. Ongelukkig, soos ons ouer word, maak die lewe ons soms versigtig. Ons bou mure. Ons raak skepties. Jesus nooi ons uit om daardie mure neer te lê. Om weer met 'n sagte hart na hom toe te kom. Om weer te glo. Om weer te vertrou. Om weer te ontvang. Let op die erns van Jesus se woorde. Hy sê, wie nie die koninkryk van God ontvang soos 'n kindjie nie, sal dit nie binnegaan. Dit is nie 'n voorstel. Dit is 'n toestand. Dit sê vir ons dat die houding van ons harte diep saak maak. Dis is die vraag wat ons onsself moet vra. Hoe nader ek tot God? Kom ek met trots en dink ek het iets om te bied? Of kom ek soos 'n kind met leë hande, vertrouend en gereed om te ontvang? Die skoonheid van hierdie boodskap is dat dit vir ons hoop gee. Want kinderlik word gaan nie oor vermoë nie. Dit gaan oor oorgawe. Enige iemand kan so na God toe kom. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie perfek te wees. Jy hoef nie jou lewe heeltemal onder beheer te hê. Jy hoef net te kom, soos 'n kind. Om te vertrou dat jou Vader jou liefhet. Vertrou dat jy jou sal ontvang. Om te vertrou dat sy koninkryk 'n gawe is, wat deur genade gegee is. Laat ons bid dat ons God ons harte versag. Ons trots verwyder en ons leer om hom weer te vertrou. Eenvoudig, diep en volkome. Want uiteindelik is die koninkryk van God nie vir die sterk
en selfonderhoudende nie. Dit is vir diegene wat bereid is om soos kinders te word.